Goeiedag, liewe gemeente. Het is lekker om weer vandag saam met u te kuier. Ons het gister gepraat oor hoe werk die helper, die Heilige Gees wat die Here vir ons gee, en ons het gesien dat die Heilige Gees binne in ons kom woon, binne in die wat die Here aangeneem het. En dat hy ons herinner aan wat Jesus gesê en gedoen het, en dat hy ons leer. En dis ons voorreg dat ons eintlik dan iemand het wat binne in ons woon om ons daaraan te herinner wat Jesus wil hê ons moet doen. Vandag kyk ons na die werk van die helper en spesifiek in die vorm van hoe die helper ons lei. Kom ons bid saam. Here my, dankie vir die voorreg wat ons het om weer rondom die woord te kuier. Dankie Here vir die woord wat beskikbaar is vir ons, dat ons vrylik in Suid-Afrika ook die woord kan lees en kan leer. Here, dankie vir die helper wat binne in ons woon en ons help om te verstaan ook dit wat Jesus gedoen en gesê het toe hy op aarde was. En Vader, ek vra dat as ons nou ook rondom die woord vergader en die woord lees, dat die elkeen van ons sal help om ook te verstaan dit wat op u hart is vir vanaand. Dat elkeen van ons u stem sal hoor en ook sal verstaan wat u van ons verwag. Praat met ons Here, in Jesus se naam. Amen. Die werk van die helper, leiding. Hoe lei die helper ons? Daar is verskillende maniere van leiding, en miskien is die antwoord nie leiding in 'n EE nie, maar leiding in 'n lang Y, as dit bietjie swaar is. Dink baie van u wat dalk in die weermag was, onthou die korporaal wat leiding gegee het. Staan nie, moenie dit doen nie. Dink jy ek is lekker laf? Ek lyk nie soos jou ma nie, al daai dingetjies. Dis 'n manier van leiding, en dankbaar tog is die Heilige Gees nie op so 'n manier wat hy ons lei. Daar is ook subtle maniere van leiding. In Kenia het ons baie keer beleef dat die polisie aan die ander kant toe kyk, omdat hulle omkoopgeld ontvang, bribery. En vandag, miskien in Suid-Afrika, sien ons meer en meer daarvan. Dat die wat eintlik leiding moet gee, die wat rigting moet aanwys, kyk aan die kant toe, omdat iemand met meer geld hierdie rigting bepaal. En dit is ook nie die regte leiding nie, dit is ook nie regtig wat die Here in gedagte gehad het nie. En as ons dan dink aan leiding, regtig voorloop en lei, dan is daar ook verskillende maniere. As u soos ek hou van stap en op 'n staproete is daar sulke klein bordjies, voetspore wat vir jou wys waar jy moet stap en waar jy moet draai. En hulle is nie altyd so opsigtelik nie. En as jy hulle mis, dan mis jy dit. Dan mis jy dit heeltemal en jy loop heeltemal verkeerd. En ook so is die Heilige Gees ook nie. En daarom is mens dankbaar dat die Heilige Gees ons nie alleen los nie. En dat ons nie net alleen moet op die uitkyk wees vir hom nie, maar dat hy ook vir ons leiding sal gee, soos ons net uit die woord uit. Partykeer is al so baie rigtingaanwysers, soos hierdie borde, so die mekaar, jy het nie eintlik 'n manier om te weet wat te kant toe, of wat om te draai, of waar om te draai nie. En dit los ons dan in 'n groot mate baie deur mekaar. Partykeer voel ons soos hierdie prent met die stopstraat. Jy mag nie links nie, jy mag nie regs nie, jy mag nie vorentoe nie, jy mag nie agtertoe nie. Wat mag jy dan? Leiding kan baie keer vir ons te mekaar maak, as ons nie regtig weet hoe en wat en waar nie. Die wonder is dat ons in Jesaja 30 vers 21, wanneer jy die regte koers verlaat, sal jy agter jou 'n stem hoor wat sê, hier is die pad, loop hier langs. Wanneer jy wat die Here aangeneem het, wanneer jy wat 'n pad saam met die Here loop, wanneer jy wat die Heilige Gees binne in jou het, die koers verlaat, is die belofte dat jy sal 'n stem agter jou hoor, hier is die pad, loop hier langs.
En dit is so, hierdie stem is nooit, of is nie altyd verskriklik helder, soos donder weer wat hier langs ons slaan nie. Dis 'n stil druk in die regte rigting. En daarom dink ek, dis belangrik vir ons om op gereelde basis vir die Here te sê, Here, maak my sensitief vir u gees. Dat ek sal hoor wanneer daar vir my gesê word, hierdie is die pad. Nie daai een wat jy nou kies nie, hierdie is die pad. Romeine 8, vers 14 en 15 sê, almal wat hulle deur die gees van God laat lei, is kinders van God. Die gees wat aan almal gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die gees ontvang, wat julle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat uitroep, Abba, dit beteken Vader. Wanneer ons die gees van God in ons het, wanneer ons die Here aangeneem het, en ons het die gees van God ontvang, en ons laat die gees ons lei, dan word ons nie slawe nie, en ons lewe nie in vrees nie, maar ons het die voorreg om dan kinders van God genoem te word. Ons kan God die Vader, die almagtige Skepper Vader, kan ons aanroep, Abba. En miskien in 'n groot mate is dit nie maklik vir ons om die Here so aan te roep nie. Maar die gees van God wat in ons woon, maak ons bewus van die feit dat ons kan sê, Papa. Papa Vader, help my. Papa Vader wat beter is as enige papa hier op aarde. Help my. Ek hoef nie 'n slaaf te wees nie, ek hoef nie bang te wees nie. Maar die Here help my deur sy gees om agter hom aan te loop. Wat 'n wonderlike voorreg dat God die Vader moeite gemaak het met elkeen van ons. Dat hy vir elkeen van ons die helper, die Heilige Gees gegee het, sodat ons ook naby aan hom kan leef, sodat ons ook kan beleef wat dit is om hom Abba Vader te noem. Ook af met 'n gebed. Here, baie dankie dat U vir ons die Heilige Gees gegee het. Dankie Heilige Gees dat U ons nie forceer om iets te doen nie, maar dat U vir ons die pad wys. Dat U ons help as ons verkeerd gaan. Maak ons Vader sensitief vir U Gees. Help ons om gehoorsaam te wees aan die rigting wat die Heilige Gees ons aandui. Amen. Liewe gemeente, ons môre aand of môre Woensdag gaan ons kyk na die werk van die helper. Waar ons vandag gekyk het na leiding, kyk ons môre na gawes. En as jy wil, kan jy vooruit lees 1 Korintiërs 12 en 13, dis 2 hoofstukke, dis bekende hoofstukke, en ons gaan môre 'n bietjie daarby stil staan. Ek bid vir u 'n geseënde week toe. 'n Week waarin u intens bewus sal wees van God die Vader wat u Vader wil wees en is, en van die Heilige Gees se leiding ook in u lewe. Baie seën.